Oliepryse weer bo die $100 per vat merk, maar kan daar verligting kom en wat is die langtermyn implikasies vir ons in Suid-Afrika? Ek en Waldo gesels weer hierdie week hieroor en waarvoor jy nou moet uitkyk. Die week se ekonomiese oorsig word dan met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.75 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.21 teenoor die euro en op R11.83 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys staan tans op $104.26 per vat. Ongeveer 70% van ons kykers volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Sal jy dubbel seker maak of jy wel doen, dit kos jou absoluut niks nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inhoud aan die gang te hou. Baie dankie vir jou ondersteuning. Soos ouer gewoonte gesels ons weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom by ons, Waldo. Hallo Johnny, dankie. Waldo, ek wil sommer 'n bietjie begin by insetkoste vandag. Dieselpryse, almal het gepraat van, ek weet nie meer wat om te glo nie. Daar's 'n R7, daar's 'n R4 wat ek al hoor wat in April styging is. En natuurlik kunsmispryse. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Johnny, dis regtig die onderwerp van die dag. So op brandstof het hulle gister die middel van die maand oor- en onderverhalings bekend gemaak. So dis R7.5 tot R7.15 vir diesel. R4.25 daar rondom petrol op die oomblik. Ek dink die ding om te verstaan daar is, dit gaan oor die gemiddelde Brent olieprys en die gemiddelde rand-dollar wisselkoers. So as dit dan nou die volgende 2 weke tot die einde van die maand bly min of meer waar die gemiddeld nou is. Ja. $100 'n vat, R16.70, R16.80 vir 'n dollar, dan sit jy met die R7 en die R4. So as of die oliepryse hoër gaan dit slegter gaan, of die rand swakker is, Ja. of dan nou as die rand bietjie sterker is of die oliepryse laer, dan gaan dit daai gemiddelde syfer bietjie afbring relatief tot die Februarie gemiddeld en dan sit ons met 'n kleiner verhoging. Maar dit gaan nog So, steeds 'n groot Dit verhoging. gaan nog steeds 'n groot verhoging Is wees. dit nie soos 'n rekordverhoging amper wat ons na kyk? In 'n enkele maand is dit 'n rekordverhoging. Ja, so As dit nou wel as realiseer. dit afkom. So maar ek dink die groot ding is wie almal praat asof hierdie dis vas. Dit is nie. Daar's nog 2 weke se data wat moet inkom. So enigiets kan gebeur, goed of sleg. Kunsmispryse? Ja, daar's baie bekommernis daaroor. Ek het ook 'n bietjie opgelees. Ek dink die aanbod van irium wat veronderstel is om dan nou uit die golf uit te kom, is duidelik af. Kunsmispryse, daar's wille syfers wat rondgegooi word oor hoeveel dit gaan styg, maar jy kan ook beter sê, wanneer het die meerderheid boere nou weer kunsmis nodig? Ek hoop meeste dan met Februarie jaar einde van dit ingekoop. Ja. En dan het ons eers weer, kom ons sê van Junie, Julie af. Hopelik teen daai tyd kan dit alweer bietjie gekalmeer. Dis die groot vraag is, hoe lank gaan die oorlog voortsleep? Ek dink president Trump, hy wil eerder 'n kort as 'n lang oorlog hê. Met lang uitgerekte goed is nie sy styl nie. Maar hy moet half kan sê hy het sy doelwitte bereik, of dan nou sy en Israel se doelwitte. So jy moet half daar kan wegstap dat dit lyk soos 'n oorwinning. Nou waar daardie lê is die vraag. En dis hoe lank die oorlog nou gaan aanhou en wat se impak dit het. Hier is natuurlik vir die somer gaan ouens. Ek dink van die winter ouens kan Ja, hulle gaan nou 'n groter impak voel want Yes. hulle plan op 'n ander tyd. ja. So ja, is nogal moeilik met die Moeilik. So wat is die oorsaak nou van hierdie en waar staan olie nou? Waartoe dink jy kan olie gaan en wat sê ons het maar gepraat van die straat van Hormuz. Ja. En ek weet ek het nou vanoggend voor hier gekom het ek gelees en gesê okay, daar's sekere skepe wat nou al deurgevat is deur die US Navy en ons nou klomp goed en Trump het druk op China en ander lande gesit om ook dan nou van die skepe deur te begelei. Kom ons sê hulle kry nou 'n manier reg om die straat oop te maak. Wat's daai scenario? Dan is die oliepryse heelwat laer. Dan skielik is 20% van die wêreld se aanbod is terug op die mark. Dis moeilik. Ek dink die voorbeelde van die skepe wat deurgegaan het is nou baie min. So mens kan amper sê met die straat gesluit sit ons rondom $100. Ja. So ek dink Hy het redelik gestabiliseer rond. ja, ek dink as daar groter Iran se aanvalle is op ander golfstate se infrastruktuur, dan is die prys hoër. Maar dis op Iemand het gepraat van $200 op 'n oomblik. Ja, dit is hoog. Wat is die scenario dat hy $200 $200, jy moet nog 20% van die wêreld se aanbod uithaal uit die prentjie uit. Ja. Wat ek kan amper sien hoe dit sal gebeur nie. Nie in daai area nie. Nie in daai omgewing en wat daar ter sprake is. So jy moet 'n reuse aanval hê op sê maar op Saudi infrastruktuur.
Of so dit lyk minder waarskynlik. Dit sal 'n groot eskalasie van die rand se kant af wees. En ek dink ook die Amerikaners staan reg om so iets af te weer. Hulle het nie verniet al hulle teen-missiele gebring nie. Ek dink die kans is skraal dat so iets suksesvol sal wees. Ons sidder wat se dieselprysverhoging ons dan gaan hê. Nee, daai ek het 'n oulike ding gelees wat iemand sê, weet jy, Israel en die VSA het 'n oorlog met Iran. Iran het 'n oorlog met die wêreldekonomie. Ja. Want dis nou al maniere hoe hulle druk kan sit op die ander twee om afskiet te gee. Is ander lande moet sê, maar ons kan nie met hierdie hoë olieprys nie. Kom ons stop hierdie oorlog. Ja. Ja. So dan kom ek so 'n bietjie terug na wat jou scenario vir die wisselkoers. En dan die indirekte en die direkte effekte wat dit dan op ons in ons ekonomie dan het. Wat is soos nou al hierdie goed in ag neem. Daar's nou 'n paar goed wat in ag geneem moet word. Wat is jou gevoel? So Johnny, ek dink die bietjie swakker is die kort antwoord. Eerder rigting R16.90, dalk net so oor die 17 op die afsienbare toekoms. Hoekom? Hierdie brandstofprysverhoging kan 'n impak hê op inflasie. So ons sien hierdie week Februarie inflasiesyfers, maar dis eintlik ou nuus. Dit het nog niks van die oorlog in nie. Maar dis voor die oorlog. Dis voor die oorlog. So dit gaan afkom. Dit gaan waarskynlik daal hier na 3.1% se kant toe. En dan gaan ons as ons daai Maart maand syfers sien, gaan ons 'n sprong sien. So daai hoër inflasie beteken maar net 'n groter inflasieverskil met die dollar, so dan 'n swakker rand. Ja, en die dollar het versterk, ons het natuurlik verswak. So hulle gaan dan nou daai verskil gaan nou groter wees. Gaan groter wees. En saam met dit dan nou die noodsaak hier by ons om te begin dink oor hoër rentekoerse. Ek dink nie die beleidskomitee gaan volgende week opsit nie. Hulle gaan eers net water trap. Maar met dalk hoër rentekoerse in die vergaderings in teen Mei maand. Maar nie baie hoër nie, dalk net 'n klein bietjie hoër om net te keer dat hierdie ding nie oorkook nie. En dan saam met dit die grootte dink ek is ons die risiko's rondom ons staatsskuldlas. Ek meen ons begroting is gebou op 'n ekonomie wat groei. Nou het jy hierdie prysskok, verbruikers bestee nie, daar's onsekerheid, beleggers sê kom ons trap water, kom ons kyk. So as jy 'n laer groeikoers het, dan is daai staatsskuld tot BBP verhouding kom in gedrang. En dan wil jy eerder 'n hoër rentekoers hê op ons staatsskuld. Ons het gesien daai 10 jaar dat die rand nie te veel verswak natuurlik. Dit bly ook tot 'n effens swakker rand. Nou maar as president Trump môreoggend opstaan en hy sê die oorlog is verby, die straat is weer oop, die skepe vloei, olie kom terug na $60 toe, dan gaan ons terugkyk na hierdie as so 'n soort van 'n tydreeks verskynsel in die olieprysgrafiek en in die inflasiegrafiek en dinge gaan rustig aangaan. So hou van tydjies hier van die kant af wat jy skir die wêreld so 'n bietjie en dan gaan ons aan. Dit is die hoop. Ek dink is jy ken my ou storie oor Japan in 1973. Jy weet, inflasie was in die oliekrisisjaar dubbel en die volgende jaar terug na waar hy was. So as ons daai kan kry nou net binne in 'n maand. Dit sal ideaal wees. Ja, sonder dat dit nou regtig deurvloei na ons insetkoste, dat dit nou regtig of amper ons in ons waardeketTINGS begin geabsorbeer word, laat dit nou regtig inflasie begin opdruk. Dis die ding. 'n eenmalige pryskok is nog nie inflasie nie. Inflasie is as daar 'n volgehoue verhoging van pryse is. So en pryse styg, omdat pryse styg pryse, omdat dit styg lone en daai siklus eers begin. Al manier hoe jy daai stop is met hoë rentekoerse en ons wil dit nie hê nie. En ons weet ons beleidskomitee is nie bang om Nee, hulle is nie bang om die sneller te trek op daai nie. Hulle is streng op dit. As hulle sien daar is 'n inflasieproses aan die gang, dan sal hulle daai reepekoers lig. Ja, okay. So, maar weer eens as die oorlog môre eindig, waartoe gaan die rand dan of volgende week? Ek dink dit gaan goed. Is die vooruitskatting van 'n swakker rand dan eintlik, hoe kan ek sê, dan gaan hy omdraai, dan kan ons terug amper weer na 16 toe beweeg. Verseker, want president Trump sit met dieselfde moeilikheid as ons. Inflasie is nie waar hy dit wil hê nie. Hy wil dit graag laer hê. Hy wil graag rentekoerse in die VSA laer hê want hy het midterms in November. Ja. So dan is ons terug waar hy druk op die Fed sit om rentekoerse te sny, swakker dollar. Hy soek die swakker dollar. Ja. Want dit kan vir hom weer stemme soos aan die einde van die jaar toe begin. Ja. So daar ek dink dit is nou regtig die vraag is hoe lank gaan die oorlog aangaan.
Ja, dis baie moeilik. Ek het nou klomp mense wat mens luister, analiste, klomp mense wat nou goed en almal is nogal, ek dink dis op almal se lippe. Hoe lank hou die oorlog aan? Hoe regtig kan dit geabsorbeer word en hoe diep gaan dit amper in die ekonomie en as ek dit nou die regte woord sou kan sê en wat die effek dan op inflasie, al daai tipe goed gaan wees. Goed soos ons landbouprodukte, uitvoerprodukte, mielies wat nou op is. Iets soos pekanneute byvoorbeeld wat ook bietjie voordeel trek oor die kort termyn uit hoër pryse. Nog nie wendig in die insetkoste gedeelte opgegaan nie, so die marge is klein bietjie beter. So dit gee 'n bietjie verligting vir ons van ons produsente. Maar weer eens mense moet nou mooi uitkyk vir as die ding oor 'n week eindig, kan dit net so vinnig omdraai en dis wat jy ook gesê het van oliepryse wat net so vinnig kan omdraai. Ja, so daar's baie stories oor hierdie gaan 'n lang uitgerekte ding. Mens moet eerder sê Iran is bereid om dit 'n lang uitgerekte oorlog te maak. Hulle dis in hulle vermoë om vas te byt. Maar hulle gaan nie bepaal of dit begin of dit eindig nie. Die Amerikaners en Israel gaan sê ons het ons doelwitte bereik, die vloot gaan huis toe. Ja. Dis nie maar eintlik net Trump wat dit gaan bepaal. Hy gaan môre op 'n stage loop of 'n verhoog loop en sê ek het gewen, dit was die beste oorlog ooit. Dit was 'n fantastiese oorlog, baie dankie. En dan gaan daar nie meer rede wees om die keer dat skepe deur die straat gaan nie. Ja. Jy sê dis interessant. Mense wonder nou net wanneer dit gaan gebeur, maar dit is so moeilik om enige vooruitskattingsmodel op dit te sit want dit is amper een se opinie wat dit al hierdie goed bepaal en dat een soveel mag eintlik in die wêreldekonomie het. En ek dink saam met dit weet Israel is hulle voel hulle is in 'n oorlewingsstryd. So hulle voel hulle het nou genoeg skade gemaak in Iran en teen Hezbollah dat hulle het nou weer 'n paar jaar se asemhalingsruimte wat hulle nie bedreig gaan word nie want hulle opponente is tydelik geneutraliseer. Ek dink nie selfs hulle dink nie hulle gaan hierdie ouens finaal uitklop ooit nie. Nee. Maar daai oorlog gaan vir ewig aanhou. Hulle het uiteindelik nou net mense kwaad, nog meer kwaad gemaak. Ja, ongelukkig hierdie oorlog lei tot die volgende of die rede hoekom jy weer 'n oorlog wil hê. Maar ten minste het jy dalk genoeg skade gemaak dat die bedreiging laer is. Ja, sure. Okay, baie dankie Waldo, baie interessant. Soos gewoonlik een van my hoogtepunte van die week om met jou te gesels. Skakel asseblief weer volgende week in. Gesels ons verder oor waar hierdie goed nou gaan en of die oorlog moontlik na einde te kan kom. So baie dankie vir jou tyd Waldo. Dankie Johnny. Hierdie week se ekonomiese oorsig was met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.